AfriForum het verskeie aksies van stapel gestuur om aandag te vestig op wat ons as 'n toenemende krisis vir Afrikaners en ander minderheidsgemeenskappe in Suid-Afrika beskou, van regstappe en internasionale druk tot openbare verklaringe. AfriForum het president Cyril Ramaphosa herhaaldelik versoek om 'n duidelike standpunt in te neem teen haatspraak soos die Kill the Boer breensang. Ons waarsku dat die regering se stilswye nie net rassespanning verskerp nie, maar ook 'n kultuur van straffeloosheid bevorder. Ek is Annelie Gelderblom en welkom by nog 'n aflewering van AfriForum in Fokus. In die hooftrekke: Ramaphosa se stilswye om die Kill the Boer breensang te veroordeel, die konstitusionele hof se besluit om die sing van Kill the Boer te wettig en AfriForum se internasionale stappe teen die Kill the Boer breensang. AfriForum eis Ramaphosa se veroordeling van Kill the Boer breensang. AfriForum het president Cyril Ramaphosa skriftelik versoek om die Kill the Boer breensang openlik te veroordeel. Hierdie versoek volg nadat die EFF-leier Julius Malema en sy party dit op Menseregtedag gesing het. Volgens AfriForum teiken die breensang spesifiek wit minderhede en boere, en Ramaphosa se veroordeling daarvan sou 'n belangrike stap wees om rasseverhoudinge en veiligheid te verbeter. AfriForum dring ook daarop aan dat plaasmoorde as 'n nasionale prioriteitsmisdaad verklaar word, soortgelyk aan geslagsgebaseerde geweld en bendegeweld. Ons meen die regering se weiering om dit te doen wek die indruk dat geweld teen boere en minderhede geïgnoreer word. Daarbenewens eis AfriForum dat Ramaphosa sy 2018 verklaring in die FSA, waarin hy ontken het dat boere vermoor word, terugtrek. Verder bepleit ons nouer samewerking tussen die regering en gemeenskapsveiligheidsstrukture soos buurt- en plaaswagte. Volgens Ernst van Zyl, hoof van openbare betrekkinge by AfriForum, toon Ramaphosa se stilswye dat hy die EFF nie wil ontstel nie, eerder as om minderhede gerus te stel. Van Zyl benadruk dat die regering jarelank boere in die steek gelaat het en dat die tyd ryp is vir 'n beleidsverandering. AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê president Cyril Ramaphosa se weiering om die breensang Kill the Boer te veroordeel, dui op sy stille goedkeuring van geweld teen Afrikaners en ander minderhede. Dit volg na die presidensiële woordvoerder Vincent Magwenya se verklaring aan Netwerk 24 dat Ramaphosa nie die breensang gaan veroordeel nie. Die kwessie het weer opspraak verwek nadat die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, gesê het dat Kill the Boer geweld aanhits en dat Suid-Afrika se leiers moet optree. AfriForum veroordeel die hof se beslissing oor Kill the Boer. AfriForum het die konstitusionele hof se besluit om die sing van Kill the Boer te wettig ten sterkste veroordeel. Die hof het die organisasie se appelaansoek teen vorige uitsprake wat die breensang regmatig verklaar het, van die hand gewys weens 'n gebrek aan redelike suksesvooruitsigte. Kali Kriel meen hierdie uitspraak toon 'n radikale toepassing van die grondwet en ideologiese gedrewe regters. AfriForum neem internasionale stappe teen Kill the Boer. AfriForum het sy regspan opdrag gegee om internasionale regsopsies te ondersoek na die konstitusionele hof se besluit om Kill the Boer te wettig. Volgens Kriel is hierdie stap noodsaaklik aangesien Suid-Afrika se regstelsel nie Afrikaners se menseregte beskerm nie. AfriForum beplan om nie net regsaksies in te stel nie, maar ook wêreldleiers en meningsvormers te betrek om druk op die Suid-Afrikaanse regering te plaas. AfriForum beplan om internasionale sanksies teen Julius Malema te versoek as deel van ons veldtog teen die Kill the Boer breensang, wat ons as 'n menseregte skending beskou. Ons wil hê dat regerings Malema en ander verantwoordelikes straf en diplomatieke druk op Suid-Afrika plaas oor sy versuim om die breensang te veroordeel. AfriForum se regspan stel 'n dossier saam oor Malema se beweerde menseregte skendings, steun vir terreurorganisasies en korrupsie wat aan verskeie regerings oorhandig sal word. AfriForum kap terug oor minister se verdraaiing van plaasmoorde feite. AfriForum het minister Kumbotso Ntshaweni gekritiseer vir haar wanvoorstelling van 'n vergadering met die SAPD en beweer dat haar uitlatings die regering se beeld bo feite stel. Ons ontken dat ons tydens die vergadering toegegee het dat minister Senzo Mkhunu se plaasmoordstatistiek
akkuraat is. Die vergadering op 18 Maart het gevolg na 'n dispuut oor Mkhunu se afmaak van die erns van plaasaanvalle. AfriForum en die SAPD het plaasaanvalstatistiek vergelyk, maar nie oor wit volksmoord gedebatteer, soos Ntshavheni beweer nie. Volgens Jacques Broodryk, AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, is die minister se verdraaiing van die vergadering se inhoud onaanvaarbaar. Hoewel daar meningsverskille was, het albei partye ooreengekom op verdere gesprekke. AfriForum het die SAPD se definisie van plaasaanvalle bevraagteken en gereelde vergaderings is beplan om hierdie sake verder te bespreek. Ons het 'n produktiewe gesprek met die SAPD gehad, maar die minister wil verdeling saai deur doelbewuste leuns te versprei, sê Broodryk. AfriForum eis dringende prioritisering vir plaasaanvalle. AfriForum het 'n dringende betoog ingevolge artikel 17D van die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens aan die Nasionale Polisiekommissaris, generaal Fani Masemola, gerig om plaasaanvalle as 'n nasionale prioriteitsmisdaad te klassifiseer. Die organisasie voer aan dat die geweld en georganiseerde aard en impak van die aanvalle spesialisondersoeke deur die valke regverdig. In sy skrywe stel Jacques Broodryk voor dat 'n taakspan binne die valke gestig word om 'n strategie vir landelike misdaad te ontwikkel. Hierdie span moet ook met landelike veiligheidseenhede, landbouverenigings en sekuriteitsinstansies saamwerk om plaasaanvalle effektief te dokumenteer, te ondersoek en teen te werk. Ons beklemtoon dat plaasaanvalle nie bloot geïsoleerde misdade is nie, maar verrykende gevolge vir veiligheid, voedselsekerheid, plaaslike ekonomie en landelike stabiliteit het. Volgens Broodryk is dit nou die tyd vir die SAPD en die regering om daadwerklik op te tree, eerder as om die probleem langer te ignoreer. Hy verwys na president Cyril Ramaphosa se uitspraak dat alle burgers, stedelik en landelik, veilig moet voel en dring daarop aan dat dit bereik kan word slegs as plaasaanvalle dringend geprioritiseer word. Minister skuld Bergview hoof en publiek 'n verskoning. AfriForum dreig met vervolging. AfriForum se privaat vervolgingseenheid het aangekondig dat strafregtelike stappe oorweeg word teen minister Senzo Mkhunu en ander politieke figure nadat die hoof van Bergview College, Jaco Pieterse, valslik in verband gebring is met 'n verkrachtingssaak by die skool. Mkhunu het 'n week lank stil gebly terwyl Pieterse in die openbaar beskuldig is van die belemmering van 'n polisieondersoek. Mkhunu het later self 'n verklaring uitgereik met verkeerde inligting oor Pieterse se betrokkenheid. Volgens AfriForum het Mkhunu, wat oor die regte inligting beskik het, versuim om dit reg te stel en skuld hy nou nie net Pieterse nie, maar ook die publiek 'n verskoning. AfriForum beplan om indien nodig privaat vervolging in te stel teen Mkhunu, Fikile Mbalula, Fundile Gade en Julius Malema vir hulle rol in die verspreiding van hierdie beweringe. Die SAPD het uiteindelik erken dat Pieterse nooit as 'n verdagte beskou is nie en dat daar geen DNS-bewyse teen hom bestaan nie. Volgens AfriForum het die disinformasie Pieterse, die skool en die gemeenskap ernstig benadeel. Die polisie en die minister het in hulle grondwetlike pligte misluk. Hierdie saak wys hoe gevaarlik politieke opportunisme kan wees vir onskuldige mense, sê advokaat Gerry Nel van AfriForum. AfriForum wen hofstryd teen Vrystaatse premier. AfriForum en die Mafube Sakeforum het 'n groot oorwinning in die Bloemfonteinse Hooggeregshof behaal in hulle hofstryd teen die Vrystaatse premier en 12 ander respondente. Die hof het bevind dat die premier en sy mede-respondente hofbevele van 2021 en 2022 geïgnoreer het en skuldig is aan minagting van die hof. Die hof het beveel dat 'n finansiële herstelplan sonder uitstel geïmplementeer moet word en dat besoedeling van die Vaal en die Wilgerivier onmiddellik gestaak moet word. Respondente moet binne 60 dae onder eed aan die hof rapporteer oor hulle vordering. AfriForum beklemtoon dat die uitspraak die munisipaliteit se ernstige wanbestuur blootlê en dat gemeenskappe self dienslewering moet oorneem. Volgens die hof het die premier en sy span hulle grondwetlike pligte versaak en die inwoners van Mafube se basiese regte geskend. AfriForum eis antwoorde oor SAPD se gebruik van privaat sekuriteit.
AfriForum het 'n baie aansoek aan die SAPD gerig om te bepaal hoeveel polisiestasies op privaat sekuriteit staat maak. Dit volg op minister Senzo Mchunu se voorstel om streng regulasies vir die sekuriteitsbedryf in te stel. Ironies genoeg gebruik die SAPD self privaat sekuriteit vir perseelbeveiliging, terwyl die nuwe regulasies dreig om die sektor te ontwapen. AfriForum waarsku dat dit ernstige gevolge kan inhou vir openbare veiligheid. Die voorgestelde wysigings sluit in ontwapening by blote ondersoek, verbod op vuurwapens in openbare ruimtes, onduidelike ammunisiebeperkings, onpraktiese vereistes vir opsporingstoestelle en verbod op minder dodelike toerusting soos rubberkoels en skokwapens. President se mooi praat oor waterkrisis bloot politieke teater. AfriForum meen president Cyril Ramaphosa se beloftes tydens die water en sanitasie in Daba is niks meer as politieke teater nie. Hoewel kritieke probleme soos verouderde infrastruktuur, swak bestuur, korrupsie en watermafias erken is hierdie probleme juis die gevolge van die ANC se wanbestuur. Ironies genoeg word die Indaba as 'n bewys van regeringsverbintenis tot oplossings bemark, terwyl AfriForum ten spyte van vroeër beloftes van samewerking nie eens genooi is om deel te neem nie. Die skyn van samewerking is bloot opportunistiese politiek, sê Maree de Waal, AfriForum se raadgewer vir omgewingsake. Hy benadruk dat geen plan sal slaag tensy onbevoegde amptenare aanspreeklik gehou en kundige mense in sleutelposte aangestel word nie. Die privaat sektor en burgerlike organisasies moet ook toegelaat word om werklike oplossings te bied. AfriForum daag Eskom met prokureursbrief oor sonkragregistrasie. AfriForum het 'n prokureursbrief aan Eskom gestuur na die kragvoorsieners se volgehoue stilswye oor die regsgronde vir die verpligte registrasie van kleinskaalse sonkragstelsels onder 100 kW. Die organisasie vra spesifieke verwysings na wette of regulasies wat Eskom magtig om die registrasie af te dwing en waarsku dat die gebrek aan duidelikheid die proses onregmatig maak. Volgens ons is daar geen bewyse dat Eskom regsgronde het om boetes of strawwe op die geregistreerde gebruikers toe te pas nie. AfriForum wen hofstryd oor belastingverhoging vir skole. AfriForum het saam met ander applikante 'n belangrike oorwinning in die Hooggeregshof behaal toe die hof die Johannesburg Metro se eiendomsbelastingbeleid vir 2023 en 2024 ongeldig en ongrondwetlik verklaar het. Die beleid het privaat skole geklassifiseer as openbare ondernemings wat tot skerp belastingverhogings gelei het. Die hof het bevind dat die metro nie aan die vereistes vir openbare deelname voldoen het nie en die belange van skoliere en skole ignoreer het. Die metro is nou verplig om behoorlik met belanghebbendes te konsulteer voordat nuwe beleide ingestel word en om die oorspronklike laer tariewe vir onderriginstellings met inflasieaanpassings toe te pas. AfriForum verwelkom die uitspraak as 'n oorwinning vir onderwysinstellings wat deur buitensporige belasting geraak is. AfriForum eis antwoorde oor hoftolkkrisis in Wes-Kaap. AfriForum het op 2 April 2025 'n aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting, PAIA, ingedien om duidelikheid te kry oor die tekort aan tolke in Suid-Afrikaanse howe. Ons verwys na toenemende voorvalle waar hofsaake uitgestel of gestaak word, veral in die Wes-Kaap weens die afwesigheid van tolke, dikwels in sake teen buitelandse beskuldigdes. Een van die oorsake, volgens berigte, is die Departement van Justisie se wanbetaling van tolke, wat hofverrigtinge ernstig ontwrig. In een voorbeeld, in Mossel Bay, wag 4 Malawiese beskuldigdes al langer as 'n jaar en 'n half om op aanklagtes te pleit, nadat die saak verskeie kere uitgestel is weens tolktekorte. AfriForum versoek volledige deursigtigheid oor tolkdienste en betalingsbeleid en dring aan op dringende optrede. Geregtigheid wat vertraag word, is geregtigheid wat geweier word, sê Jacques Broodryk. Tshwane se beoogde omgewingsheffing is dubbelbelasting. AfriForum het Tshwane se plan om 'n nuwe omgewingsheffing van 194,37 sent per maand op sekere eiendomme in te stel.
skerp gekritiseer as 'n onbillike vorm van dubbele belasting. Die Metro verwag om R540 miljoen daaruit te verdien, maar ons sê dit belas eienaars wat reeds hoë eiendomsbelasting betaal en nie van munisipale vullisverwydering gebruik maak nie. Volgens AfriForum is die heffing onwettig, aangesien dit nie gebaseer is op werklike diensgebruik nie, soos vereis deur artikel 74(2) van die Wet op Plaaslike Regering, Munisipale Stelsels. Die organisasie sê die heffing sal tesame met verhoogde eiendomswaardasies enorme finansiële druk plaas op inwoners en stel voor dat die metro eerder skuldinvordering verbeter en waterverliese verminder. ANC dra skuld vir FSA invoertariewe. AfriForum hou die ANC en sy leiers direk verantwoordelik vir die strawwe invoertariewe wat die FSA onder president Donald Trump op Suid-Afrika ingestel het. Die sogenaamde wederkerige belasting is glo die gevolg van swak diplomatieke verhoudings en roekelose beleidsrigtings van die ANC-regering. Volgens Kali Kriel het die ANC sy eie ideologiese belange bo die van Suid-Afrikaners gestel. Hy meen die FSA se strafmaatreëls kon vermy gewees het indien die regering griewe ernstig opgeneem en hervormings ingestel het. Ons sal aanhou druk uitoefen vir beleidsverandering wat eiendoms- en menseregte beskerm en 'n neutrale buitelandse beleid bevorder om verdere ekonomiese skade te voorkom. AfriForum verwelkom FSA wetsontwerp teen ANC-leiers, maar waarsku oor breër gevolge. AfriForum het begrip getoon vir 'n nuwe wetsontwerp in die Amerikaanse Kongres wat persoonlike sanksies teen korrupte ANC-leiers voorstel. Die organisasie waarsku egter dat die voorgestelde hersiening van FSA Suid-Afrika verhoudinge ook gewone Suid-Afrikaners kan benadeel. Die wetsontwerp, ingedien deur Ronnie Jackson, verwys na die ANC se bande met lande soos Rusland en Iran, as ook korrupsie en menseregte skendings soos die Kiel de Boer dreensang en die omstrede Bela-wet. Ons verwelkom die FSA se ambassade se verwerping van die dreensang, ondanks die konstitusionele hof se onlangse uitspraak dat dit nie haatspraak is nie. Volgens ons bevorder die slagspreuk rassehaat en geweld teen minderhede. AfriForum eis antwoorde oor Afrikaanse TV-nuus. Paia versoek aan SAIK ingedien. AfriForum het 'n formele paia versoek aan die SAIK gerig om duidelikheid te kry oor die toekoms van Afrikaanse TV-nuus. Dit volg nadat die Afrikaanse nuusbulletin op Saterdag 5 April en Sondag 6 April sonder verduideliking weggelaat is en 'n aanvanklike skrywe aan die SAIK onbeantwoord gebly het. Hoewel die SAIK intussen gesê het, dit was bloot 'n skeduleringsfout, meen AfriForum se Alana Bailey die verduideliking stel nie gerus nie. Sy sê die reaksie voel soos nasorg na openbare druk en dat daar steeds onsekerheid heers oor Afrikaanse uitsendings. AfriForum vra nou spesifieke inligting oor kykergetalle, advertensie-inkomste en watter stappe gedoen word om toekomstige uitsendings te beskerm. Volgens Bailey het die openbare uitsaaier 'n grondwetlike plig om alle amptelike taalgroepe eerlik te dien, veral omdat die SAIK vir baie mense die enigste TV-nuusbron is. AfriForum sê hulle sal ook ander taalgemeenskappe ondersteun wat op regverdige nuustoegang in hulle eie taal aandring. Ons sluit af met vermaaklikheidsnuus. Speelvlak vir Semisoet die musiekblyspel is verleng na groot aanvraag. Nog voordat vertonings begin het, is die aanvraag vir Semisoet die musiekblyspel so groot dat die speelvlak met 'n volle maand verleng is, van 7 Mei tot 29 Junie in die AfriForum Theater, Pretoria. Volgens Salet Smit, theaterbestuurder, kry die geliefde rolprent van 13 jaar gelede 'n splinternuwe musikale baadjie. Die sukses van vorige musiekteaterproduksies het teatergangers reeds oortuig om in groot getalle kaartjies te koop. Die sterbelaaide rolverdeling sluit in Anel Alexander, weer as Jackie van Jaarsveld, en Bobby van Jaarsveld as sakeman JP Basson, met ondersteunende rolle deur Nadia Bekes, Isak Davel, Johan Skols en ander. Die musiek geskryf deur Jacomien de Wet en Johan Foster, saam met regisseur Janus Erasmus, beloof 'n unieke teaterervaring.
Kaartjies is beskikbaar by www.semisoetmusiekblyspel.co.za. Sluit aan by AfriForum en word deel van die oplossing. Tot volgende keer, bly ingelig en bly betrokke.